die vraag gestaan word keuse vir daarvoor. Wat? Word die keuse by een van hulle? Een van wat? By Newton se week. Ja, verseker. Al hierdie vrae, al hierdie topics gaan in multiple choice wees. Dan elektrostaties was hier 20 punte. En in my opinie dink ek hulle gaan vra oor Coulomb se wet en die elektriese veldsterkte by 'n punt vir 20 punte. Okay, so met al twee raak die soms lekker baie oefen. Dan elektromagnetisme 16 punte is min of meer wat daar is daai ding so dra somme. Dan stroombane 26 punte. Weerens baie. My opinie wat ek dink hulle gaan 'n vraag vra sonder interne weerstand. Dit is letterlik op jou groep hoor. En hulle gaan 'n vraag vra met interne weerstand. So jy moet albei oefen, sou ek sê. En wat ek ook al dink is ek dink hulle gaan vir jou ou se wet, jy gaan dan 'n grafiek moet trek of so tipe ding. So gaan kyk na bladsy wat is, ek het twee grafieke verwys wat jy moet doen en ek het vir jou ou vrae stel of ek kan met die vrae stel met grafieke op. En dis ook een van die grafieke vrae doen. Okay, dan atoomkombinasies, dit is die ding van die vorm wat hulle het, die verskil in elektronegativiteit, valens elektrone, daai vraag en dan intermolekulêre kragte. Okay, so hier weet jy, ek moet sê waarop om te fokus, want jy moet obviously op alles fokus, jy kan niks uitlos nie, maar jy kan sien, jy kan nie spot, ek dink hulle gaan nie ten sy tweede wet vra nie, hulle gaan definitief alle wette vra. Dan sê hulle hoeveel persent van die vraestel is wat. Dan, jy weet, jy moet hipotese kan stel, wat sê afhanklike, veranderlike, onafhanklike, veranderlike, al die goed, hulle sê dit elke jaar, al hierdie goeders. Wat is die goed wat jy moet ken van graad 10 af, maar ons het hier dit alles gewerk, so dit hoef jy nie oor te worry nie. Gewoonlik gee hulle 'n tip hier onder. Okay, hulle het nie vir julle 'n tip gegee die jaar nie. Alrighty, it is what it is. Okay, so jy weet presies waar jy skryf, dit is op jou groep vir jou. En laaste ding wat ek wou sê is, jy moet ten minste, ek wou sê 8 vraestelle, maar kom ons gaan maar met 6 vraestelle wat jy moet uitwerk voor die tyd. Okay, nou hoe ek vir jou sal aanbeveel om te leer, is, gaan kies jou 6 vraestelle voor die tyd, wat jy gaan doen, as jy meer kan doen, krijg meer, en dan vat jy 5 van hulle, en jy breek hulle op vraag vir vraag. Jy oefen Newtonse wette, oefen en dis O-boek, so jy moet teruggaan na as jy vastak of sukkel, wat ook al, en dan die laaste vraestel doen jy as eksamen vir jouself. Okay? So jy sit vir jouself 3 ure uit. Jy sit vir jouself 3 ure uit en jy sê jy maak skets dit en jy begin. So jy oefen om 3 ure lank te sit. Jy mag nie kyk in jou notas nie, jy mag nie kyk na die memo nie, niks. Jy doen die vraestel en dan gaan jy terug en dan merk jy jouself en kyk waar jy foute maak. Okay, dis hoe jy leer. Jy gaan nie uit my notas uit leer nie. My notas is een kant. Klaar met notas. Jy gaan net terug na die notas en video's as jy niks verstaan. Gaan jy is op 'n plek wat jy sê nie goed nie wat jy aangaan nie dan nie. As jy met my. Okay. Ewe skielik lyk julle baie baie sien wees. Dis goed. Dis wat ek wil hê. Okay. Julle moet as jy nie sien wees is jy gaan jy dink soos ag maar, dis nie so erg nie. Wetenskap is so erg nie en dag voor die tyd maak jy jou boeke vir die eerste keer oop. Okay. Nee, ek wil nie hoor. Okay, goed. So kom ons kyk vir jou huiswerk. Vraag 3 sê ek vra vir jou. Verduidelik hoekom koolstofdioksied gas wat gebruik word in gaskoeldranke slegs effens oplosbaar in water is. So, en jy weet dit want as jy gaskoeldrank al oopgemaak het, nou waar het ek my bottel geberg? Nou wat dit? Maar as jy gaskoeldrank oopmaak dan sien jy die borrel. So die borrels het nie opgelos in die water nie. Na 'n tydjie as jy hom ooplos baie dan gaan baie van die borrels uit en baie van hulle sal oplos in die water, die koeldrank of wat ook al, maar meeste van die tyd doen nie, dit is afsonderlik van mekaar. Ja. Mevrou, ek moet huis toe gaan. Ja. Okay, ba. Ja, jy moes hulle kom uit doen. Okay. Peilen, sê vir my, hoekom is koolstofdioksied gas effens oplosbaar in water? Want dit is effens oplosbaar. So nie baie nie. Slegs effens. Water is polar. Yes. En nie polar is te los en nie polar is te warm. Dis hoekom dit
Yes, so jy moet stel, so hierdie vraag sal stel, tot ziens boy, hierdie vraag sal stel 3 punte. Jy moet sê koolstofdioksied is nie polêr. Nou hoe die hel Bylin het jy geweet koolstofdioksied is nie polêr? Want hy is nie symmetries. Hoe weet jy simmetries? Want ek het geteken. Baie mooi. Sy het sy loosstruktuur geteken en sy loosstruktuur lyk so. Yes, en dan sien jy hy is simmetries, hy is nie polêr en water, ek voel het jy nou al regtig baie mee te doen gehad, maar water, het ek hom hier geteken nie. Water lyk so en hy is definitief polêr. So daar is jou 2 punte. Hy is nie polêr, hy is polêr en die reël is nie polêre stowwe los nie in polêre stowwe op nie. OK. Dan die volgende ene, vraag 5, vraag ek vir jou. Dit is wat ek wil sien. En dit is letterlik hoe jy wetenskap moet leer aan die heel begin. Hoekom is waterstofgas slegs effens oplosbaar in water terwyl soutsuur baie oplosbaar is, obviously in water. So hierdie vraag sal tel 5 punte, 4 of 5 punte. OK, maar dieselfde idee, so sê vir my Ardo, wat het jy? Water is polêr. Yes. En sê noem eers almal, almal. Wat is HCl? HCl dit is ook polêr. Yes, en waterstofgas? En hy is nie polêr. Nie polêr. OK, en dan sê wat jy wil sê? Sê water is polêr, dis sal HCl met oplos van hierdie want HCl is ook polêr. Is nie polêr nie, so dit sal net effens in polêre water oplos. Pragtig. Stowwe op nie. Sharp. Dian? Ek weet jy bly stil want ek weet jy het geskuif, maar ek gaan jou nou net ignoreer vandag. Jy en die ander ou. OK. Goed. Sê weer? Alright, so graad 11, nog eens ek nou die laaste ding wat ek julle wou sê. Julle skryf tot en met bladsy 14-15. Dis waaroor julle skryf. So bladsy 16 skryf julle nie op nie. Dit is half 'n inleiding tot die volgende hoofstuk wat ons gaan doen, maar wat eers volgende kwartaal is. OK. So kom ons maak net gou bladsy 15 klaar en dan gaan ek sommer 'n ou vraestel oopmaak en ons gaan net 'n paar vragies na kyk. OK. Goed, so ons het gister gepraat oor dissosiasie. Dissosiasie is as goeders uitmekaar uitbreek en uitgehaal word en is 10-1 'n ioniese ding soos 'n sout of 'n suiker en hy word uitmekaar uitgehaal deur water en water neem nie deel aan die reaksie nie. Water is net soos 'n katalisator of 'n draer wat hom uitmekaar uithaal en daai aqueous beteken opgelos in water. En dan het ons iets soos ionisasie en ek het geëindig met die woord asie beteken die proses van. So ionisasie beteken die proses van om iets op te los, om op te los nie, om ione te maak. So ek sê vir jou hierso, dis die proses waar polêre kovalente stowwe en hier is die goeie woord of die groot woord met water reageer om ione vir die eerste keer te vorm. So dit is wat ionisasie is. Ionisasie is, dit was nie ione nie, dit word ione. Hoe word dit ione? Deur met water te reageer. So ek sê vir jy, water neem deel aan die reaksie. So met dissosiasie het water nie deelgeneem aan die reaksie nie. Hy was net 'n draer, maar met ionisasie neem water wel deel aan die reaksie. OK, so sê net ons begin hierso met soutsuur. Nou soutsuur as hy geproduseer word, gemaak word in die fabriek, dan is hy eintlik 'n gas. OK? En dan wat hulle doen en ek het 'n prentjie vir jou hier onder van dit. Hierso is die gas, soutsuur, en dan meng hulle dit met water. OK?
Okay? So dit gaan van soutsuur gas na soutsuur aqueous. En hoe doen hulle dit? Ag, hoe gebeur dit? So die gas los op hier in die water, want dit is polêr en polêr, los op in die water en oplos in die water in ieder geval beteken hy reageer met water en dan vorm dit 2 ione. Ok, so dis wat ons hierbo gaan skryf, soutsuur reageer met water, water is 'n suiwer vloeistof, net gaan kyk wat wys dit hier, ok. En dan kry jy, wat hier gaan gebeur, is hierdie ouetjie gaan bind met hom, en dan kry jy H3O plus aqueous en chloor minus aqueous. Ok, nou yes, ek moet eintlik net lekker spook vir almal vra. Watter spesiale binding kry mens in hierdie ding? Dan wil ek weet, so dis my vraag aan jou Amonay, watter spesiale binding kry in hierdie ding? Dit is in die vorige hoofstuk. Dan is my vraag aan jou Dian, wat is hierdie ding se naam? Okay, terwyl hulle dit gaan soek in die vorige hoofstuk. Ek kan nou nie onthou wat ek al ooit in my lewe vir julle gesê het, want ek nog nie gesê het nie. Maar ja, ek het dit vir julle gevra. Want toe ek vir MW vra, as jy dink aan die vermelk soos hy streng, kwaai, lelik. Ek kan nou nie meer woorde. Maybe, I don't know. Anyway, maar ek het gesê jy moet daai koneksies maak. En toe sê ek vir julle, as julle hierdie ding sien, dan moet julle aan iets dink. Hy is die gesig van iets. Die H3O+ is dit. Verteenwoordig dit. Wat is dit wat ek gesê het? Was ook in die vorige hoofstuk. Het jy iets gevra? Nee, verstaan ek water. Jy kan? Is dit suur? Dis 'n suur. So daai H3O+ verteenwoordig 'n suur. Hy is dus die gesig van 'n suur. Ok, Amonay, laat ek hoor. Hy het 'n spesiale binding. Wat is daai binding se naam? Nee, kyk op die opskrif daar. Nee, dis sy naam. 'n datief kovalente binding. Datief kovalente binding. Wat in hierdie wêreld, Frederik, beteken 'n datief kovalente binding? Maar blaai terug in jou notas, want hulle gaan hierdie vra, dis hoekom ek hier op stop. Want nou ek sê nooit net iets vir interessantheid of omdat ek dink is lekker of ek hou van praat nie. Henk, ek al jou antwoord. Wat is die ding se naam? Was daar 'n vraag vir my? My vraag. Dit was die aanse vraag. Henk, okay, skus. Henk, jou vraag is wat is die ding se naam? Wat sê jy? H3O+. Frederik, wat beteken datief kovalente binding? In die vorige hoofstuk, Amonay sal vir jou sê watter bladsy. Sê weer? Bladsy 13. Luister. Is dit die kovalente binding? Is dit die... Maar ek vra, wat beteken kovalent? Wat beteken datief? Wat beteken kovalent? Dis my vraag. Ja, Henk? Yes? Dis hydronium-ioon. Die hydronium-ioon. Jy moet sy naam ken. Hydronium-ioon. Okay, Frederik, soos regtig. Laat ek hoor. Een atoom voorsien beide bindingselektrone vir die kovalente binding, maar 'n ander atoom met meer daar. Okay, pragtig. Dis die woord datief. Ek wil weet wat beteken kovalent. Deel van elektrone. So dit is baie maklik. Juffrou, datief kovalente binding beteken 1. Kovalent, hulle deel elektrone, so dis nie 'n vat van die een van die ander nie. En datief beteken een van die atome gee albei elektrone in daai deling, want die ander het niks gehad nie. Okay, water het niks gehad nie? Waterstof het niks gehad nie. Okay.
Kom kyk of ek nou nog iets daar wou sê. Nee, ek dink nie so nie. Okay, so dit is, as dit met 'n suur begin, daar sout, suur, 'n suur begin, dan gee hy sy waterstof weg. As ons met 'n basis begin, en ammoniak is ook 'n gas om mee te begin, en hy is 'n basis. Nou hoe die hel weet jy ammoniak is 'n basis? Weet jy dit? Waar vind jy ammoniak? Jy vind dit in skoonmaakmiddels, soos Handy Andy, drain cleaner, sulke tipe goeders. So ammoniak is 'n basis, en as hy met water reageer of in water oplos, dan 'n basis wil vat. Okay? So 'n basis vat 'n waterstof. 'n basis vat 'n waterstof en dan vorm hierdie ioon. En nou is jou vraag Frederik, want jy het nog nee, het iets geantwoord. Xavier, my vraag aan jou is, wat is hierdie ding se naam, en dan Amorey, watter soort binding vind jy in daai ding? En dan jou vraag Heinrich is, wat is hierdie ding se naam? Okay, ja Xavier? Ammonium-ioon. Pragtig, ammonium-ioon. En watter soort binding het hy in hom? Nee, waterstofbinding is 'n intermolekulêre krag. Jy mag net vir Frederik bel. Nee! So jy is by intermolekulêre kragte. Ek vra vir binding. Ja, ek gaan dit. Heinrich, wat jou antwoord? Is dit nie hidroksied nie? Pragtig. Die hidroksied ioon, die hidroksied ioon. Ja. Is dit reg vir jou, Amorey? Ek is baie geduldig. Datief kovalente binding. Yes. Gina, wat beteken 'n datief kovalente binding? Hallo. Okay, dis helemaal reg. Sê weer? Jy mag net vir Frederik bel. Frederik is hier in kos. Dus so kovalent beteken hulle deel en datief, jy moet fokus Gina. Datief beteken die een atoom gee albei delingselektrone. Die een atoom gee albei, die ander een gee niks. Okay, goed, so ons het daaroor gepraat. Jy sien nou hierso hoe dit vorm in die regte egte lewe eintlik. En wat moet nou nog? Jy het gesien hierdie proses word genoem ionisasie. Want hulle was nie ione nie. Kovalente binding soos die binne-in, kovalent. En nou reageer hy met water en hy vorm ione vir die eerste keer. So tussen hulle is daar nou ioniese kragte wat tussen 'n ion en 'n ion trek hulle na mekaar. Maar hulle bind nie weer nie, hulle is net al. Okay. Goed. So, hoe baie wil ek hier ingaan met jou? Nie baie nie. Okay. Ek gaan nou vir jou 'n vraestel stuur op die groep, maar ek gaan hom ook op die bord gooi. Okay? So jou skryfboek is oop. Jy skryf daar
Sorry, ek wag net gou vir hierdie ding om wakker te word. November, ek dink ek het nou oopgemaak November 2023. November 2023. Vraestel 2. Doe my lang. Hallo? Hoekom? Met tyd daas? Okay, cheers. Bye. O, Gert. Sê jy? Ag, julle, sorry, my foon het net besluit hy is oor dit. Dit is 'n teken. Dit is 'n teken. Ek gaan net hom gou weer stuur na myself toe. Ek dink hy's nou op julle groep. Check net asseblief vir my of hy Okay, hier, sy gaat door. Okay, sy het daar gesê November 2023, vraestel 2. Okay, goed. Hier gaat ons, multiple choice vraag. Watter een van die volgende verbindings het 'n hoekige of 'n gebuigde vorm? Die vraag gaan aan Anke. Water. Yes. Volgende ene. Watter soort chemiese binding word in SiO2 gevind? So 'n chemiese binding, soos jy kan sien daar, is die ionies, polêre kovalente, suiwer kovalente of metaalbinding. Okay, so jy gaan kyk silikon se verskil in elektronegativiteit of is 1.8, suurstof is 3.5, die verskil in elektronegativiteit is 1.7, nê? Wat is 1.1 antwoord? A. So 1.7 is wat? Ja. November 2023. Dankie, Amorey. Doe my nou. Jou is polêre. Dit is 'n polêre kovalente binding. Kyk, volgende ene. Watter een van die volgende opsies is die in watter een van die volgende verbindings is die verbindings in toenemende sterkte van intermolekulêre kragte gerangskik? Toenemend beteken jy moet begin by swakste en gaan dan na sterkste toe. Okay, kom ons check gou heel eerste of hulle almal dieselfde goeders is. Ja, in al die opsies is dit 4 presies dieselfde verbindings. So kom ons kyk gou na hulle. Ek het HCl. Wat het HCl? Kan julle onthou? HCl Watter soort intermolekulêre kragte het hy? Hy is die pool. Hoe die ding is, gaan jy dit uitsorteer? Hoe gaan jy dit uitfigure? Jy gaan sy loorstruktuur gaan teken, dan sien jy hy is lineêr. Dan sê jy, okay, goed, hy is duidelik nie simmetries nie. Dis duidelik nie waterstofbindings nie, want waterstofbindings is een van die 3 wat jy gaan leer het. Dis duidelik nie ion-dipoolkragte nie, want dit is nie water, sout opgelos in water nie. Ek is die enige wat oorwys, dipoolkragte. Die volgende een wat ek hierso na kyk is H2. So dis net 2 waterstowwe langs mekaar, simmetries, Londen. Volgende een is Cl2, simmetries, Londen. En dan die laaste een is een wat julle het hom al een keer geteken, maar ek dink dit was baie lank terug. Swaal is in groep 16, hy het 6 valensie elektrone. En dan is hy gebind met 2 waterstowwe. Ek het vir jou nog gesê, hierdie is die gas wat maak dat jou poep stink. Waterstofsulfiet is sy naam. So, jy kan sien hier, nie simmetries nie. Jy kan soos nie Londenkragte nie. Dis nie ion-dipool nie, want dit is nie 'n sout opgelos in water nie. Dis nie waterstofbindings nie, want waterstofbindings is net een van daai 3. So wat sê moet hierdie ene wees? Dipool. Okay, so nou vra ek in toenemende sterkte, maar as in 2 dieselfde, so moet hulle nie soos gelyk wees nie. As jy selfs net hierdie 2 met mekaar vergelyk,
gaan hulle nie dieselfde sterkte Londenkragte hê nie. Hoekom nie? Want chloor is baie groter as waterstof. So chloorsinne gaan sterker wees as waterstofgasse. Okay? So ons weet Londenkragte is die swakste en tussen die twee Londenkragte is waterstofgas die heel swakste. En dan tweede is chloor. Okay. Nou van daar af kan jy sommer dadelik jou antwoord sien. Want watter een begin met waterstof is net D. Okay, maar ek wil net gou vinnig met jou deurpraat die res. So nou dis twee dipool-dipoolkragte. Okay, kan jy sien dat waterstofkloried lyk so? Yes? Dan wil ek hê jy moet vir my kyk op die periodieke tabel waar het ek nou myne gegooi hierso. Okay, kan jy sien swaal se intermolekulêre kragte is 2.5, waterstofsinne is 2.1 en chloorsinne is 3 en waterstofsinne is 2.1. Okay? Yes, sien jy? En dan wat ver, so jy kan sien daar's 'n verskil in elektronegativiteit, maar dit het die grootste invloed daar by waterstofkloried omdat hy lineêr is. Wat maak waterstofsulfied so spesiaal is daai twee alleenpare, want wat doen alleenpare? Hulle stoot die ander goeters weg. Okay? Sodat hierdie super negatief is en hierdie super positief is. Okay, so dis hoekom hy 'n groter dipool is as waterstofkloried. So derde is waterstofkloried, vierde is waterstofsulfied. Okay, maar ek het dit maklik gemaak hierdie jaar vir die kinders, want ek het gedink hulle gaan vashak tussen daai twee. So daar's net een opsie wat met waterstof begin, so dit was jou clue gewees. Okay, nou vra ek vir jou, watter soort intermolekulêre kragte is verantwoordelik vir ammoniak se hoë smeltpunt? Ammoniak, so kan jy sien ek het nie die formule gegee nie, want ons het hom al bespreek, soos tot in vervelings toe. Hoe die hel lyk ammoniak, MW? Sy formule? NH3. En dan sou jy sien dat ammoniak so lyk. En ammoniak is een van daai 3 wat jy moes gaan leer het wat waterstofbindings intermolekulêre kragte het. Kan jy sien met elke liewe multiple choice vraag, behalwe nou die eerste ene, die eerste een kon ek hom gaan teken het ook. Doen ek ietsie. Ek confirm, soos obviously jy kon gesê ammoniak, ek weet hoe hy lyk, okay, hy is in water intermolekulêre kragte, maar jy confirm net jou antwoord deur ietsie te teken, ietsie neer te skryf. Okay, so asseblief doen dit. Volgende ene. 2 verskillende gasse met dieselfde volume by STDO, ekskuus nee, julle het nog nie dit gedoen nie, julle het nog nie daai gedoen nie. Julle het nog nie daai gedoen nie, nog nie daai gedoen nie. Kom ons kyk gou of jy sommer net hierdie weet. 1.10. Die korrekte formule vir marmer is CaCO3. Die ander naam vir marmer is kalksteen. Kalksteen. Wat? Graad 10. Dis 2 jaar terug. Luister, en jy moet alles van graad 10 weet. Ek het nog gesê jy beter daai bladsytjies nie weggegooi het nie. Van die helfte van hulle Okay, man, vind die iewers. Okay. Volgende vraag sê hulle vir jou. Vraag 2. Beskou die volgende reaksie. Okay, dalk moet ek hierdie vir julle gee om self te doen. Ja. Ek gaan nie vir jou gee om self te doen. Op jou merke. Nee. Wieso? Okay, is regs of moet ek inzoom? Ja, ek sal 'n bietjie inzoom. Okay, op jou merke, gereed, go.